Ingrid, 'n vlam in die sneeu, 'n teaterproduksie geïnspireer deur die liefdesbriewe van Ingrid Jonker en Andrei P. Brink is tans by die Centurion Theater. Pieter gesels nou met regisseur Nadia Beukes en ook Lisel Pike wat die rol van Ingrid vertolk. Dames, hartlike goeiemôre. Baie welkom hier by ons. Heel eerste uitsending ook nou nogal, né? Goeiemôre en baie geluk. Luister, julle lyk so kleurvol en julle bring net soos hierdie twee dames wat saam met ons dit die ding aanpak, sulke kleur hierin. En baie geluk met die produksie nommer 1. Ek weet sommer dit wat ons al beleef het op die sosiale media, die terugvoer is so lekker. Lekker. Nadia, behalwe om deel te wees van so iets is vir jou lekker. Jy's nou agter die skerms en hoe die hele idee hier voor teweeg gekom. Pieter, hier moet ek regtig krediet gee vir ons vervaardigers, Tiaan Kirsten Libbe en Lian Sagse. Hulle het met die idee vorendag gekom. Hierdie boek is al 'n geruime tyd in publikasie en hulle het die opvoerregte daarvoor gekry. Hulle het die span bymekaar gesit en ons het so lekker as 'n span saamgewerk om iets vir die mense te bied. Ja. Lisel, wat kan mense alles verwag van hierdie produksie? Musiek, nuwe musiek. Ons het 'n nuwe toonsettings van Ingrid se Rook en Oker bundel. Die musiek is vars. Hulle kan lekker emosie ervaar en ek dink die beste van alles is ons kan Ingrid leer ken soos sy regtig was. As vrou, as minnares, as mamma, as mens Ja. en as dogter en ek dink dit is die boodskap wat ons wou deurbring. Was dit nogal iets waaraan jy ook tyd moes spandeer, jy weet, om nou hierdie karakter so te kan lewe gee? Dit was 'n 6 weke intense vuurdoop. Ek is 12 jaar laas terug op die verhoog. So dit was wonderlik, maar sy het dit so maklik gemaak want die woorde is alles daar en dit was die wandelpad wat ons gevolg het, was haar woorde. So in daai aspek was dit vir my maklik, jy weet. Die woorde nie soveel nie. Dit was 38 bladsye daarvan, maar ons het dit gedoen en ons doen dit nou. So Ek haal moet vir jou af want kyk, ek kan skaars 'n nuwe liedjie se woorde kon kry. Nou en jy's regisseur, nê, van die produksie. Hoe is dit vir jou om ek meen want jy is net so goed voor op die verhoog ook en om lewe te gee aan karakters. Ja. Was dit vir jou lekker om 'n bietjie agter die skerms in te skuif? Dankie Pieter, is baie gaaf. Dit was vir my lekker om agter die skerms in te skuif. Ek dink mens wil altyd jou loopbaan uitbrei en nuwe dinge leer en hierdie was 'n wonderlike leerskool vir my en dit was ook vir my lekker om as aktrise met Lisel te kan vereenselwig en te verstaan waardeur sy gaan en saam met haar op hierdie ontdekkingsreis te gaan. Ek het altyd gesê kon net hê sy moet veilig voel. En ek dink ons as 'n span het dit reg gekry. Jack J. Brits wat die digter is wat dan nou ook die teks verwerk het ook die toonsettings gedoen. En Shani het wat die musikale verwerkings gedoen dit is het. fantasties. Is almal net so in tune. En dit was lekker vir my gewees om deel van die span te kon wees en my bydrae ook dan binne in dit te kon lewer. Hoorie, en julle is tans by die Centurion Theater as ek reg is. Ja. Wat is die gehoor se reaksie? Ons is so dankbaar. Ja, vir almal wat kom kyk het. Baie dankie vir almal wat kom kyk het en vir die mense wat nou nog wil kom kyk. Was nog 'n paar vertonings. Ons terugvoer is oorweldigend en Positief en die staande ovasies getuig daarvan. Dit was onverwags, ek moet sê. Elke keer as mense opspring dan sê jy soos, okay, ons is nou hier. mense graag met 'n stukkie hoop laat en dit kom tog so oor dat mense wegstap en mooi na hulle self wil kyk want ek dink in die tyd wat Ingrid geleef het mense nie altyd alles verstaan rondom geestesgesondheid nie. En dis nog steeds 'n gesprek wat ons besig is om te voer. So buite vir die liefdesverhaal kyk ons ook na al die verskillende aspekte van haar se mens en dit is waarmee ek hoop en dit lyk my so die gehoor vir enself. Ja. Is dit 'n groot uitdaging geweest dink jy as jy nou ook dink aan die vervaardigers en almal om 'n storie uit hierdie liefdesbriewe uit te kon skep en dit was seker uiteraard ook 'n lekker ervaring maar kyk dit is omtrent 400 bladsye. Die wat nou al daai bundel Vlam in die sneeu onder oog gehad het, sal verstaan dat dit 2 jaar van iemand se lewe is wat ons in 'n uur en 20 minute in moet vertel en oordra. Maar dit was tog so lekker om daai plekke te vind en om die waarheid in dit te vind. Weer die skrywers, nee, die briewe was seker lank want hulle is Dis skrywers. 264 bladsye, nee, 264 bladsye wat hulle met mekaar gewissel het en dit het die kassette uitgesluit, die telefoonoproepe, die werklike kuiers. So daar was baie daar.
baie So liefde. deesdae kan 'n ou mos nou maar jy weet jy kan trek hou van die WhatsApp boodskappe en so. Ja. Met die briewe nou, wat's van die interessantste dinge wat jy opgetel het? Pieter, jy gaan maar met Nee, dis skandalig hoor. Is daar iewers so ietsie verweef in die produksie? Ja, regdeur. Ek bedoel dis hulle woorde. Dit is hoekom dit vir ons so belangrik was om regtig met deernis en opregtheid hulle storie te vertel en haar storie, haar weergawe van die storie. Ja. Want die woorde is daar en ons het nie gepeter aan die woorde nie. Wat jy lees is wat jy hoor en dis wat ons En uitbeeld. die titel sê dit alles, dis die vlam in die sneeu. Ja. Aha, die vlam in die sneeu. Is daar tye wat jy ook op die verhoog wat jy ek voel is al wow. Jy kyk na daai hoendervleis oomblik. Ek hoop die mense kry ook daai gevoel in die gehoor. Kan ek net weer sê, dit voel letterlik asof my vingers permanent in 'n kragpunt gedruk is en ek skud so van begin tot einde. Nee, dis verruklik. Dis verruklik en dit is soveel groter as ek en ek dink dit is hoekom ek so dankbaar is vir die geskenk van Ingrid. Dit is wonderlik om iemand se eer te herstel en ek voel ons kry dit werklik goed reg. Ja. Ons is besig om Ingrid se storie te vertel en dit en op sy sigself is die grootste voorreg ooit. Baie dankie. En dit is hoekom ons graag dit ook wil gaan kyk en julle mense gaan uitnooi. Tot wanneer is julle by die Centurion Theater? Ons is nou vir die volgende paar dae by die Centurion Theater tot en met die 17de en dan is ons baie opgewonde om op toer te gaan. So ons het 'n paar optredes later vanjaar in die Kaap, so einde Mei, Junie se kant. So mense moet uitkyk vir hierdie vertoning. Ek dink regtig dis iets spesiaal. Ja. Jy sien, ons sien baie uit daarna en ons weet die dagboek gaan nog voller raak. Dames, wanneer gaan ons bietjie hierna 'n vlam in die sneeu kyk? Donderdag aand is ek daar. Dankie. Goeie antwoord. Mense, onthou julle kan adverteer op Goeiemôre Good Morning, stuur net 'n e-pos na info@creatorsway.co.za. En dis dan al vir nou. Ons groet vereers en van ons kant af, goeiemôre, good morning.